I'm coming back to the heart of worship. Wat is die eerste ding wat in jou gedagte opkom wanneer jy die woord aanbidding hoor? Is dit musiek? Is dit die liedjies wat ons sing? Waaraan dink jy as jy in die woord aanbidding dink? Want as die goed wat ons doen en wat ons eintlik help om fokus te bring, as daai goed die fokus word, dan hoor ons goed, soos byvoorbeeld, die musiek is te hard. Daai stem is vals. Daai gitaar is nie ingestem nie. Die woorde op die skerm, wanneer ons sing, het 'n spelfout of 2. En ouens, daar's niks verkeerd met dit nie. Want daai goed kan ook 'n afleiding wees. Maar ek wonder net vanoggend so saam met jou, verstaan ons regtig die hart van aanbidding? Verstaan ons regtig die hart van aanbidding? Want ek dink volgens wat ek verstaan in die woord, kan aanbidding gebeur, al is daar nie musiek nie. Baie keer gebeur ware aanbidding in die afwesigheid van songs en selfs mense. So in hierdie volgende 4 weke kom challenge ons so 'n bietjie ons perspektief van aanbidding. En ek weet vir van julle sal dit dalk 'n tyd wees waar jy moet besin en wonder, en dit kan baie konfronterend voorkom, want elkeen van ons het vooropgestelde idees en ons het perspektiewe oor wat aanbidding is en wat, jy weet, en dit is deel van die probleem. Want baie keer is ons persepsies van aanbidding, is dit juis gevorm deur 'n klomp faktore. Byvoorbeeld, ek kom vanuit 'n sekere denominasie kerk. Daai het my belewenis help vorm. Dit kan ook wees dat die kultuur 'n sekere inspraak het. Kyk, die ouens daar in Pretoria Noord doen dit so 'n bietjie anders as hier in die suide, hoor. Partykeer maak hulle jou bang. En dan weet ek ook daar sekere charismatiese sirkels wat jou in rigtings vat wat jy nie graag in wil gaan nie. Ek wil sê, jy moet al daai gedagtes vandag net so 'n bietjie nader trek en net so 'n bietjie kom besin oor hoe jy voel persoonlik oor aanbidding. Ons hele lewe hier op aarde gaan juis oor dit. So dit is nie weg van ons jaartema wat praat van die feit dat ons bekroon is met die heerlikheid van God, maar ons sal geken word eerstens vir sy liefde. Hierdie reeks pas juis in die area van die uitdrukking van my liefde. In hierdie geval is dit die uitdrukking van my liefde teenoor God. So dit pas mooi in by ons jaartema, maar ons wil hierdie spasie gebruik waar ons net so bietjie sekere perspektiewe kan kom daag en net waarheid behoor dit kom sit. Baie keer dan dink ons, maar dit is hoe my ouers aanbid het. Dit is hoe ek groot geword het. Hier is waarmee ek vrymoedig en gemaklik voel. Hiermee voel ek nie gemaklik nie. Al daai goeters werk in op my perspektief wat ek het op aanbidding, nê. Maar wanneer ek aanbidding benader vanuit 'n plek van wat my gemaklik of ongemaklik laat voel, ouens, vra net gou saam met my die vraag: gaan aanbidding dan oor hom of oor my? En hierdie selfde verwarring is iets wat diep in die hart van gelowiges gewys is, selfs in Bybelse tye. Jy sal onthou in Johannes 4, waar Jesus by Jakob se put aankom en hy loop homself vas in die Samaritaanse vrou. Onthou julle die storie daar? Het hulle 'n hele gesprek, 'n debatvoering oor die tema van aanbidding. Lees saam met my Johannes 4, vers 20. Het sê die volgende:
Ons voorouers, sê sy, het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle, met verwysing na die Jode, nee, tog sê julle, die plek waar 'n mens God moet aanbid, is Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd, wanneer julle die Vader nie op hierdie berg, en ook teen Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid. Want die verlossing kom uit die Jode, met verwysing na Jesus Christus, nie. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. En wanneer ons nie toelaat dat die Heilige Gees ons lei, as dit kom by die area van aanbidding dien, dan is dit selfs maklik dat ons op plekke opeindig, waar ons na mekaar begin kyk, en mekaar begin kritiseer, in terme van dit wat jy doen, of dit wat jy nie doen nie. Is dit nie waar nie? Ek meen, die kerk is al op 'n paar vlakke gelabel. Dan kom ons op met goed soos dromme is heeltemal onaanvaarbaar. Daai kerk kan nie drom in 'n kerk hê nie. Ons hoor goed soos byvoorbeeld die happy clappies, die ouens wat hande klap. Ons begin na mekaar toe draai en ons begin mekaar uithaal oor aanbidding en ons maak dit weer 'n ons ding. En ons glimlag so bietjie hier nie binnekant, ons wys dit nie regtig nie. Maar ons het so onlangs in ons gemeente 'n stukkie navorsing gedoen, 'n opname gedoen van mense se perspektiewe en het baie van hierdie uitgekom. Wat ons weer net vra, wat is dit wat regtig saak maak? Wat is die fokus regtig van aanbidding? Hoekom pla al hierdie ander goedjies so, en wanneer die goed of daai goed nie bestaan nie, dan gebeur aanbidding nie meer nie. Ouens, dit is selfs moontlik om in 'n kerk in te stap. En ons ken almal sulke kerke waar ons voel, hier's druk op hierdie ouens om goeders te doen, dat ons net vir die mense kan wys, die Here is hier teenwoordig. Kom ek sê sommer vandag vir jou, wat my gevoel is, en ek dink ek verteenwoordig Dr. Dayo se gevoel ook. Ons hoef nie goedjies te doen, om 'n belewenis te skep, om te voel, ons hoef nie die Here te vervaardig nie, hy's klaar daar. Ons hoef nie goeders te doen, dat jy kan beleef, die Heilige Gees werk nou hier nie. Die feit dat jy hier sit, as 'n geesvervulde mens, beteken God is hier. Jy bring God saam met jou. Hy is nie net hier, omdat ons, verstaan jy, en dis hoekom ons baie op plekke kan opeindig, waar sekere leraars, hulle gemeentelede met doom spuit, ja, jy het al gehoor van daai. Ons hoef nie mense te stamp en stoot en goed te doen, om 'n belewenis, nee, want daai goed raak die fokus. Wanneer ons in ons gedagtes, en in ons gees mens, vanuit ons gees, en dit is wat hy hier sê vir die Samaritaanse vrou, jy het al hierdie ander goedjies en plekkies en maniertjies en goed, nie een van daai goed tel nie, kom ek sê vir jou wat tel. Ons weet waaroor aanbidding gaan, want ons aanbidding gaan oor die een wat die verlossing gaan bring. Dit is 'n fokus op die koning, dit is 'n fokus op die redder, op die onsaligmaker, dit is 'n fokus op Jesus Christus. En dit is die enigste ding wat Jesus daar invleg. Hy kom praat oor homself. Hy sê ek is die fokus. Moenie die ander goeters jou fokus maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, die persoon wat hier staan in ons midde en heeltemal offbeat hande klap in 'n song, is nie van sy kop af nie, is dalk van die beat af, maar is nie van sy kop af nie. Die ou wat hier staan met sy hande in sy sakke in ons tyd van saam sing en lofliedere, en dit lyk nie eens of daar woorde oor sy lippe vloei nie, en asof hy saam sing nie. Ons kan nie sê hy aanbid die Here minder as die persoon wat charismaties vrymoedig voel om hulle self uit te druk nie. En wanneer ons mekaar so begin label en mense begin ongemaklik voel of onvrymoedig voel, want hulle voel hulle pas nie in daai sekere boksie nie, we are not busy with the real thing.
ons is besig om te fokus op goed wat aanbidding nie veronderstel is vanuit 'n woordperspektief om op te fokus nie. Amen. So, maar ek wil by dit voeg. Dis nie net in gees nie, maar dit is ook in waarheid. Dat as jy hier instap en jy voel in daai oomblik waar ons die fokus kom inskerp op God. En ons skep geleenthede waar jy vanuit jou ontdekking en openbaring en verligting wat die Heilige Gees bring oor wie hy is, wil kom reageer. En jy doen dit nie. Want jy is gepla oor wat die ou langs jou gaan sê. Maar as jy op loftes kom, en hulle druk 'n 3, dan lyk jy soos 'n clown, en jy gil soos 'n 12-jarige dogtertjie. Dan het jy God op 'n plek gesit, onder, aan waar die blou bulle is. Dan het jy vir die blou bulle die eer gegee, meer as wat God verdien. So hierdie is 'n baie challenging kuiertjie vandag. En ek dink elkeen van ons gaan ondersoek ons harte in hierdie volgende 4 weke oor wat ek maak van iets soos aanbidding. Want aanbidding is glad nie net die sing van liedere in die ouens. Inteendeel, dit het bitter min te doen met die sing van liedere, soos ek ook verder vir jou sal verduidelik. Ek dink goeders wat mense verwar is die hele gesprek rondom proses en versus ontmoeting. So dit wat julle hier op 'n Sondag sien, hier is toerusting, hier is mense, is musikante, daar is tegniese ouens daar agter. Elkeen speel 'n rol, bring 'n krag om iets te kom neersit. Dis die proses. Die proses kan nie die fokus wees nie. Die proses kom help maar net fokus bring. Baie keer dan op pad kerk, toe sit jy en jou vrou vas in die kar, en dan stap jy hier en dan vat dit so 'n song of 2 net vir jou om net te kalmeer, net om te fokus, net om rustig te raak, net om, soos ek nou op daai videoetjie gesien het in ons familie nuus met die tiener worship aand. Ek moet net met Myring praat, hulle moet hulle bewoording verander. Hy preek teen my vanoggend. Hy sê daar gaan 'n lekker vibe wees. Dis nie die boodskap wat ons vanoggend verkondig nie. We're not coming for the vibe. Maar hier by die tweede song, dan begin jy daai vibe vang. Jy kom in die zone. Eintlik ouens wat ons vir mekaar sê is, ons berei net harte voor. Ons maak net ons harte sensitief. Ons vergeet die kargesprek, ons vergeet die dinge en ons maak net ons hart so bietjie sensitief. Waar ons net fokus om 'n alomteenwoordige God net te kom beleef. Dis eintlik al wat dit doen. Die fokus van aanbidding is Jesus Christus. Die hart van aanbidding is 'n ontmoeting met God. Maar die proses kan help met dit. En daai proses is nie net hierdie formaat nie. Daai proses kan die woord wees. Daai proses, jou bestudering van die woord. Daai proses kan die natuur wees. Ouens, ons het al gesien wat gebeur as jy klomp manne vat, jy gaan sit hulle in die bos vir 'n mannekamp. Daai harte gaan oop. Daai bekke gaan oop. Daai koppe gaan oop. Ouens wat nooit 'n woord wou sê nie, is nou baie, hulle neem deel aan die gesprek want die Here is besig met hulle, nê. Dis alles proses. En ons sien hoe dit ook kan bydra tot 'n ingesteldheid en 'n skerpheid in ons fokus om die Here te kan beleef, 'n sensitiwiteit. But that cannot be the main thing. So ek wil net die hele ding rondom proses en die ontmoeting net 'n bietjie perspektief kom stel, maar Jesus Christus bly die fokus van aanbidding. Romeine 11 kom sê dit vir ons, sê uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Alle dinge cover die area van worship.
Stem julle saam? Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En is interessant, dat wanneer ons na die evangelies gaan kyk, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, wanneer ons gaan kyk na die eerste 3 evangelies, dan sien ons hoe hulle 'n storie van Jesus vertel, van sy wandel hier op aarde. Hoe hy groot geword het, wat hy gedoen het, wat hy geleer het, wat hy gesê het, waaraan hy blootgestel is. Maar die oomblik as ons by Johannes kom, dan begin hy op 'n ander plek. Die eerste 3 evangelies begin hier op aarde en vertel daai storie. Johannes begin in die hemel. Want die ewige woord, sê hy, het vlees geword en onder ons kom woon. Hy begin op 'n ander plek. En is vanuit daai ewigheidsperspektief dat hy die woorde en die werke van Jesus kom bekendstel. Dis waar ons begin. Johannes wil eintlik net vir ons kom sê, ouens, besef net met wie ons hier werk. Besef net wie is die fokus van ons aanbidding. Besef wie hy is. Want wanneer ek nie verstaan wie ek aanbid nie, gaan ek ook nie in gees en in waarheid aanbid nie. En dan gaan nou vir jou 'n bietjie vertel van die Openbaring 4 gedagte, want dit sê presies dat dit die beginplek is, nê. Ouens, 500 jaar terug het ons almal op planeet Aarde, 500, so kort terug soos 500 jaar gelede, het ons almal gedink dat die hele sterrestelsel, ons sterrestelsel, wentel om ons. Alles draai om aarde. Tot ons deur die wetenskap ontdek het. Die aarde wentel om die son. Ons sterrestelsel wentel om die son. Alles gaan nie oor ons nie. True worship is when we discover that everything evolves around the sun. En in dit besef ek dat die 'n klomp perspektiewe is in terme van wat dit beteken, wat die seën vir jou beteken. Maar ietsie daarvan kom vind ook uitdrukking wanneer ons die vraag vra, maar wat is aanbidding dan? As ons kom kyk na die psalms. En dit is baie interessant. As jy byvoorbeeld na Psalm 1 gaan kyk. Jy sal onthou Psalm 1 vertel vir ons, gee vir ons 'n prentjie van die mens, ek en jy, op aarde. Die hele Psalm gaan oor my gedagtes, my drome, my passies, my besluite, my wysheid, my planne. Alles hier. En dan verduidelik die Psalm vir ons hoe maklik is dit wanneer ons fokus en aanbidding daar bly en dit om ons gaan. Hoe maklik is dit dat ons lewens afstuur op 'n plek van verwoesting. En dan bring hy die goddeloses. Die ouens, goddeloses in daai konteks is die wat hulle fokus wegskuif van die seën en hulle fokus sit op die self. En ons sien Spreuke kom vul dit aan, wat hy net sê, man makes his plans, but it is God that directs his footsteps. En Psalm 1 kom skep die prentjie van wat as, want sy aanname is dat ons as gelowiges hom die fokus maak, dat hy die fokus is van ons aanbidding. Wat as ons verheug in God en sy woorde dag en nag oordink, sê Psalm 1, dan sal ons wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Ons sal deur verskillende seisoene gaan, maar ons wortel sal nie uit die grond geruk word nie. Ons sal nie verwoes word nie.
Hier begin die psalmdigter en hy begin eintlik 'n vorm van aanbidding voorhou aan ons. 'n Ware prentjie van wat aanbidding beteken volgens 'n woordperspektief. Dis hoekom ek jou na die psalms toe vat. Hy sê, maar wanneer jy jouself die fokus maak van aanbidding, en dit gaan oor my en my begeertes en my gevoelens en my emosies en my prioriteite, my besluite en my planne en al die goeters, dan gaan jy op 'n plek opeindig wat God nooit gedroom het oor jou lewe nie. Dan vat hy ons na Psalm 2 toe en hier begin die prentjie verander. Nou Psalm 2, as jy hom gaan lees, is baie verwarrend. Want daar is 3 mense wat daar praat. Eers in die eerste paar verse praat die psalmdigter, die skrywer. Dan praat die Vader, dan praat die Seun, dan praat die psalmdigter. So kom ek vat jou sommer deur al 12 verse van Psalm 2. So Psalm 1 gaan oor ek. Psalm 2, lees hom gou saam met my. So hy skop af, hy sê, dis die psalmdigter wat hier praat. Hy sê, waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeed die nasies planne? Jy weet, dit begin weer vanuit Psalm 1 perspektief op self. Perspektief op aarde en nie op hemelse plekke nie. Waarom smeed die nasies planne? En dit te vergeefs. Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap jag hy hulle oploop. Nou vat die Vader oor. Hy sê die volgende, hy sê, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion. Julle het julle eie koning kies, op die vorige slide. You've raised your own leaders, your own kings, en julle kom met al hierdie strategieë en regerings en prosesse en al hierdie goed. Julle dink julle kan vir julle self oorvloed verwek. As 'n nasie is julle uitgelewer, dan gaan niks oorbly van dit nie. Julle aanbid julle self, julle aanbid goed op aarde. Nou praat die Vader en hy sê, julle kan doen wat julle wil daar, maar ek het my seun gesalf as koning. He is the one worthy of worship. Nou vat die seun oor in die volgende vers. Nou praat Jesus, hy sê, ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou Vader. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Ek deel hierdie goed met jou, dat jy kan sien wie is die een volgens die woord wat verhef word. Die een wat in beheer is, wat alles geskape het. Dit is deur die woord, Jesus Christus, die Seun, dat alles geskape is en ontstaan het, sê Johannes vir ons. Ons lees ook in Matteus 28 vers 19, dat alle gesag is aan hom gegee. En dat alles onderwerp is aan hom. Die psalmdigter kom lei dit in, die Vader kom bevestig dit, en die Seun vertel wat hy gehoor het die Vader oor sy lewe sê. En alle volk op aarde, en alle nasies op aarde, word geroep na hulle plek, dat hulle hom die fokus van hulle aanbidding maak. Nie die skerms nie, nie die musikante nie, nie ons tegniese vaardighede nie, niks anders as hom. Nou vat die psalmdigter weer oor. Nou sê hy eintlik vir ons, wat gaan gebeur as julle nie hom die fokus maak nie. Hy sê, wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku regeerders van die aarde, julle moet die Here met ontzag dien, hom met vrees en bewering toejuig en hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word en julle op die pad ontkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. En hier begin hy ons in 'n rigting vat, weg van net liedere sing op 'n Sondag, maar eintlik wil ek vir jou vandag sê, soos ek vroeër gesê het, ware aanbidding
gebeur wanneer daar nie 'n band is nie, wanneer daar nie liedere gesing is nie, wanneer daar nie selfs mense is nie. Ware aanbidding gebeur wanneer ek my lewe leef. Die besluite wat ek maak, die prioriteite wat ek stel, die wie, wat, waar, wanneer, hoe van my lewe, the good, the bad and the ugly. Wanneer ek hier op aarde my goedertjies belyn met die persoon en die waardes en die beginsels van die koning. Wanneer hy my fokus raak, dan aanbid ek in die suiwerste vorm. Wanneer dit wat ek van hom weet en wat ek van hom hoor en wat ek in hom sien, daai realiteit, die realiteit word van hoe ek my lewe leef, is die suiwerste vorm van aanbidding. Want kyk, dit kan gebeur, dat ek hier mooi liedjies sing, en dat daar iets anders gebeur daar buite. En dit is waar die konings en die regerders en die leiers wat die psalmskrywer van praat, opgeëindig het. Want van hulle het ook die tempelbyeenkomste bygewoon. En van hulle was ook in die kerk gewees. En van hulle het volgens die tradisie van die dag ook aanbid. Maar in die manier hoe hulle lei en die manier hoe hulle regeer, het nie ooreengestem met die koning se manier nie. Wat beteken aanbidding regtig vir jou? Want net soos die son elke dag sy strale op die aarde skyn, net so is daar die bron van lig, Jesus Christus. En Johannes kom stel hom voor as die lig van die wêreld. En net soos die son as ek en jy opstaan, maak dat ons opkyk en hom verwonder. Net so is Jesus Christus, die lig van die wêreld, die fokus van ons bewondering. Ons dink dit is baie spesiaal en it's very intriguing dat 'n paar maande gelede stuur hulle 4 ruimtevaarders op en ons beny hulle, hoe amazing is dit om na die maan te gaan, 'n ander planeet te besoek en beleef goed wat ons hier op aarde nooit sal beleef nie, en hulle word blootgestel aan hierdie avontuurgevulde belewenis. En toe daai 4 ouens daarbo kom, al 4 van hulle het gesê, hulle het so intens bewus geraak van die Skepper. Dit was nie die maan nie. Dit was nie die mooi view op aarde nie. Dit was niks anders as 'n oomblik van verligting wat hulle gedraai het in die rigting van die Skepper. En al daai goed is deur Jesus Christus geskape. Net soos die son, wanneer hy skyn, bring hy lig. Waar dit donker was, kan ek nou sien. Hy bring lig. Maar hy bring ook warmte. En hy bring lewe. Geen plant kan groei sonder die son nie. Maar net so bring die ewige lig van die wêreld, Jesus Christus, bring verligting in die menswees van die mensdom. Nie net bring hy verligting nie, maar dit is in sy lig dat enige iets anders raak gesien word vir wat dit werklik is. Everything else find its definition in Jesus Christ. Die feit dat hy my binneste verlig, maak dat ek anders kan kyk na enige iets anders om my. Dat enige iets anders begin sin maak vanuit 'n hemelse perspektief. Maar nie net bring hy verligting nie,
Nie net bring hy warmte nie, maar hy bring ook lewe. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die planeet son is maar net 'n figuurlike uitbeelding van alles, enige iets anders hier op aarde, of daarbo wat ons kan aanbid of vir afgod of die fokus maak. Maar daar is 'n seun wat die primêre, die enigste bron van verwondering is. Hy is die rede dat ek en jy hier sit. Hy is die rede dat ons asemhaal. Hy is die rede dat ons voor die Vader vrymoedig kan staan. Hy is die rede dat ek en jy 'n hoopvolle toekoms het. Hy is die fokus van ons aanbidding. Nie skerms nie, nie woorde nie, nie goedjies nie, nie emosies nie, nie belewe, niks anders maak sin nie. Ons dink aanbidding het begin in Genesis 4, waar Kain en Abel se offer gebring het. Ons dink aanbidding het in die Bybel begin in Genesis 14, waar Abraham vir Isak geoffer het. Nee, dis nie waar aanbidding gebeur het nie. Aanbidding het nie op aarde begin nie, aanbidding het in die hemel begin. Openbaring 4. Dis daar waar die hemelwesens om die troon sit, en vir duisende jare al, van die begin van tyd af, eintlik buite tyd en ruimte, dag en nag, elke uur voor die troon, wanneer hulle iets van hom sien. En hulle word beskryf met al hierdie wesens, met vlerke, en dis bedek met oë. En elke keer wanneer een van die oë iets sien, iets beleef, kom reageer hulle. En wat hulle doen is, en die Openbaring beskryf, dat hulle net dag en nag uitroep, vir ewigheid, heilig, 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 is die Here God almagtig. Waarop reageer ek en jy? Wat is daai wat die awe in ons wakker maak? Is dit goed? Is dit mense? Is dit prosesse? Is dit seisoene? Is dit belewennisse? Is dit omstandighede? Wat is dit wat daai in ons wakker maak? In die volgende paar weke gaan ons presies dit doen. Waar ons net gaan dieper en dieper delf in die hart van ware aanbidding. En my hart vir jou is een ding. Dat soos dit in die hemel is, dit so ook op aarde sal wees. En dat dit daai jou op 'n plek sal bring, waar jy beleef hoe jou verhouding en intimiteit met God vlakke bereik, wat dit nog nooit van tevore was nie. Vir ons wat die Here al 20, 30 jaar dien, ons moet versigtig wees, dat ons nie te gewoond raak, nie te vergenoegd raak, met al wat ek nou tans beleef en wat ek ken nie. Want daar in die hemelse plekke, probeer hulle al vir 1000 jaar vergenoegd raak, en hulle doen nie. We think we have seen all there is to see. En wanneer ek en jy op daai plek kom, sit ek 'n vraagteken op ons aanbidding. Want ons is veronderstel om elke nuwe dag tegemoet te gaan met 'n nuwe perspektief, 'n nuwe ontdekking, 'n nuwe verligting. En wanneer jy op daai plek kom waar jy dit nie meer, daai varsheid beleef nie, wil ek vir jou vra, soek dit met jou hele hart. Want die woord sê dat die wat na my toe kom, die wat na God toe kom, moet glo dat ek is, en dat ek 'n beloner is van die wat vra en soek. Then you search for it. En jy soek sonder einde. Maar ek en jy is veronderstel om elke dag op 'n plek te kom waar ons uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Ek wil jou uitnooi om saam met my op te staan. Soos ons in 'n tydjie van aanbidding ingaan. Geniet jou tyd vandag met die Here.